Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Reisdienste oefening. Dit is fantasties. Ons het heel jaar voorberei vir en ons is baie tevrede met die resultaat. Okay, en het julle nog iets te sê vir julle followers al buite? Volg op Stay Instagram. connected, asseblief Instagram, Facebook, you know, ons Like and share and subscribe. Absolutely. Okay, lekker. Ek moet in 'n blazer. Die registrasies vir ons Fusion Camp is nou oop. So maak seker jy registreer jou tiener so gou as moontlik. Dit is net R950. Die kamp is van die 28ste September tot die 1ste Oktober by Kiro Somerset Wes. Dis 'n kamp wat jou kind nie kan mis nie. So maak seker jy registreer sommer nou. Tydens die winterskoolvakansie sal daar geen aanddienste wees nie. Oggenddienste sal wel voortgaan om 8:30 en 10:15. Bring 'n pot sop en kom kuier saam. Op Sondag 5 Julie wil ons na ons twee dienste as gemeente saam kuier oor 'n warm koppie sop en 'n broodjie. Ons nooi jou uit om deel te wees deur 'n pot sop saam te bring wat ons met almal kan deel. Elke bydrae maak 'n verskil en help om 'n heerlike kuiergeleentheid vir ons hele gemeente te skep. As jy so bring, vra ons ook dat jy indien moontlik iets saambring om dit warm te hou, soos 'n gasstofie, induction plate, hot tray of enige ander verhittingsapparaat. Dit sal help dat almal deur die oggend warm sop kan geniet. Kom bly na die diens, ontmoet nuwe mense en geniet die geselskap van ons Tygerwil familie. As jy 'n pot sop kan bring, skryf jou naam op die klipbord wat omgestuur word gedurende die diens en kom kuier saam. Ons sien uit na 'n warm en gesellige oggend. Ons nooi jou uit na 'n inspirerende oggend. Kom luister na Grant Lottering se ongelooflike getuienis. Kaartjies is te koop op Quicket. Jy kan ook die QR-kode scan op ons posters om jou plek te verseker. Ons het 'n bord van impak waar ons saam met jou bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of 'n gebedsversoek op 'n kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Vanoggend net voor ons gaan wegtrek met daai, het iets baie wonderliks en mooi gebeur die afgelope paar jaar wat ons die Here voor eer en verheerlik en vanoggend wil celebrate. So omtrent oor 'n journey van 6 jaar, alles en alles ingesluit van studies en ja sê en hoor wat die Here sê en dan praktiese jare inwerk of jaar inwerk, 'n miljaar ensovoorts. Het ons Vrydag Danai Kutse se amptelike ordening vir pastoors geselebreit. So, Danai kom staan hier, pastoor Kutse.
Vandag sê julle vir 'n pastoor. OK. Maar net vir vandag. So, ons het sy's Vrydag georden, julle, en ons is deel van die AGS van Suid-Afrika, so enige van ons leierskap wat in bediening, voltydse bediening staan as 'n pastoor word georden deur die AGS, en dit staan in ons kampus, is dan ek en sy en Rian, ons al drie is georden, en hierdie is 'n sertifikaat, en saam met dit kom daar dan ook so pledge of office, wat sy lees, wat sy sê, I promise I will always do what the senior pastor asks of me from this day forth. Yeah. To accept the word of God, namely the Bible as the highest authority, and to submit to the doctrine of the Apostolic Faith Mission of South Africa, it finds expression in the confession of faith, and to be obedient to the prescription of the Bible by subjecting myself to the authorities appointed over me, and to be obedient to the church laws to the best of my ability, to set an example to others by word and deed, to do the same, to abide by the pastoral code of conduct, and to give myself my full support for the extension of the church, my contribution to the officials' funds, and to take care of others to do the same, and to be loyal to the AFM of South Africa as a whole, and at all times to do my best in the execution of my official duties. En dan is daar ook die alles wat dokumentasie geteken het, die Pastoral Code of Conduct is hier, ek gaan hom nie lees nie, hy is nogal lank, maar julle kan hom kom kry by haar, jy wil sien wat sy alles vorige jaar gesê het, toe sy die journey begin het. Maar dit is 'n groot voor en eer, so 'n voorreg en 'n eer vandag om haar te celebrate in dit. So ons gaan haar salf, en ons gaan haar salf in hierdie bediening. En ek kan dit sê oor jou lewe. Die eerste keer toe ons gesels het in hierdie hoedanigheid, het sy gesê nee, sy weet nie of sy ooit 'n pastoor wil wees nie, sy wil meer net berading doen, en die Here het met haar gepraat en haar in die proses in begelei, en vandag sy is deel, vat verantwoordelikheid grootendeels vir die aanddiens, en dan natuurlik vir Tree en vir Fusion, ons prosesse wat ons het. En dit was so mooi om te sien verlede Sondag, die aantal klomp jong mense wat gedoop is na die diens, was so mooi geweest. Die meeste van hulle kom uit die aanddiens uit, dit is so beautiful. En dan was hulle vorige keer, daar was geleentheid, was 'n klomp tieners gaan doop het, so daar's regtig 'n calling op jou lewe. En gaan en leef dit. Jy is iemand wat die Here aanstel om sy koninkryk op aarde uit te brei. En jy moet dit doen met die beste van jou vermoë, en die beste van jou abilities. Moenie worry wat mense sê of wat mense nie sê nie. Al wat jy doen is doen wat die Here jou voorgeroep het. Ek gaan vra, ons gaan haar salf en vir haar bid, en ek vra, kan julle hande uitstrek en kom ons salf haar as 'n pastoor in die kerk. Jy weet, dit is nou 'n groot woord, maar dis wat dit is. Soos ek sê, julle kan volgende week weer vas hy dan maar vandag, ons salf as 'n pastoor in die ministry. So staan hier so voor my, ek net hier kan kom staan daar. Dankie. Kyk vir my. Dankie. Kom ons bid. Ag Here, wat 'n voorreg om vandag vir Danai te kom salf as iemand wat U geroep het en wat gekies het om voltyds vir die koninkryk te werk en haarself te bekwam as 'n pastoor. Here, dankie dat sy alreeds 'n lig laat skyn en dat daar reeds vrug op die werk is waartoe haar geroep het. Maar Here, ons wil kom salf dat hierdie werk groter en groter en groter word. Here, dat dit so sal die koninkryk van God sal laat uitbrei op alle vlakke. Here, dat mense deur haar ministry 'n liefde vir Christus sal ontdek, dat hulle sal sien hoe mooi en wonderlik en goed U is, Here. En dankie dat U haar gebruik, en daarom wil ek aan nou kom salf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid, Here Jesus, dat hierdie teken van salwing sal in haar lewe iets beteken van ek is geroep deur Jesus vir my werk hier op aarde, Here. En ons sien met 'n verwagting uit, Here, wat hierdie bediening gaan oplewer. Here, en daarom is ons saam met haar opgewonde oor hierdie roeping in haar lewe, en daarom salf ons haar nou in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons sit ons hande bymekaar en ons eer die Here vir sy goedheid. Jy kan al jou dokumentasie vat. Dis omtrent 'n klomp goed wat sy afgeteken het daar. Goed, vir oggend Vadersdag, nou, dis 'n baie spesiale dag, jy weet, toe dit Moedersdag was, toe sit ons al ons manne so by die huis,
so 'n bietjie senuweeagtig, jy weet, toe die kom by ete, want kyk ons het detail, ons het plantjies en ons het goedjies neergesit op die tafels en alles beautiful reggeskuif sodat mamma moet kom en dat sy dit moet love en kom saam eet, jy weet, en weet voor sy instap, dan sit 'n man maar jy bewe so bietjie, jy weet, want dis 'n groot moment, nê? En nou ek hoop nie vanmiddag na die tyd sit pappa alleen daar by sy braaivuurtjie en braai maar vir homself 'n ou vleisie nie. Ek hoop daarom die vrouens gaan julle bederf. Kyk, luister, as hulle nie doen nie, ons bel vir Danai, nê? Sy is nou die nuwe pastoor, sy sal hulle uitsorteer. Okay. Nee, net van my kant af mag dit 'n wonderlike dag vir jou wees as 'n man, as 'n pa. En hierdie woord het die Here so my hart gedruk al 'n ruk terug. En daar's so 'n klomp goed wat intussen waar ons betrokke by was en waar ek moes wees dat ek kon nie wag om te preek hier. So ek is opgewonde vir vanoggend. En ek wil praat oor hierdie konings, priesters en profete van 'n nuwe koninkryk. Jy weet jy, dit sluit eintlik almal in. Hierdie sluit eintlik vrouens in ook. Maar ek wil spesifiek hierdie woord vanoggend vir jou as man bring. Hoor wie is jy en hoor wie sê God is jy. Hoor dit. Daar's 'n verantwoordelikheid om 'n man te wees. Die Here het nie net mans gemaak omdat hy gedink het hy wil vrouens iets gee om hulle self weer besig te hou nie. Verstaan jy? Hy het 'n spesifieke roeping, hy het 'n spesifieke prentjie hoekom hy mans gemaak het. En ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor gesels. So net vinnig dit, die statistiek het ek by News24, hulle so 'n artikel geskryf hieroor op 'n stadium. 64.5% van Suid-Afrikaanse kinders word groot sonder hulle biologiese pa. Okay? Dan gaan hy aan, dan sê hy 31% woon saam met albei ouers, dis nie biologies, maar woon saam met albei ouers, nê? En dan 45% woon net saam met hulle ma, net 4% woon net met hulle pa. So dis die prentjie, 64, omtrent 65%. Nou, dit skok ons, as jy dit sien, dan sê dit soos in, ek kan nie glo nie, dadelik gaan jy mind, wat word van ons land, en wat word van ons toekoms, en alles. So ek skryf daar, ons dink partykeer ons grootste probleem in Suid-Afrika is misdaad, korrupsie of die ekonomie, nê? Ons dink dit, maar die grootste krisis is die afwesigheid van mans wat hulle God gegewe roeping verstaan. Die mans wat nie verstaan wie hulle is nie. Dis die grootste krisis. Ek skryf op die volgende en ek skryf daar om hierdie probleem in te kleer. Wanneer 'n pa afwesig is dit sleg vir 'n gesin. Okay? Wanneer mans afwesig is, raak dit sleg vir die omgewing. Okay? Maar wanneer geestelike vaders afwesig is, verloor die wêreld die sigbare beeld van God se koninkryk. Sien, Christus het 'n koninkryk kom stig op aarde, en as mans, geestelike vaders nie sigbaar is, nie teenwoordig is nie, dan raak hierdie koninkryk wat Christus kom vestig het op aarde, raak eintlik so bietjie weg. Ons sien dit nie. Jy sien, ek skryf dat dis nie net 'n gesinsprobleem hierdie, ons praat hier van 'n koninkryksprobleem. So die prentjie, die verantwoordelikheid vir 'n man is groter as net gesin. Dit gaan oor koninkryk. So partykeer as jy dink, ja nee Here, ek moet maar hier my gesin maar beste doen wat ek kan, verstaan dit, God het 'n groter roeping as dit. En ons gaan vanoggend oor dit gesels. So dit begin, kom ons begin by die begin. Dit begin eintlik toe God geskep het en hy die aarde gevorm en hy gee vir ons almal 'n opdrag. Gaan heen en bewoon en bewerk die aarde, dis deel van sy skepping. Hierdie is my creation, dis wat ek gemaak het. Ons weet sonde kom in die prentjie en sonde trek hierdie bande skeef en van daar af kom die belofte van, maar ek gaan dit nuut maak. Ek gaan 'n nuwe koninkryk kom stig en hierdie koninkryk gaan op die aarde begin. En Christus is die een wat hierdie koninkryk begin, daar in Markus 1 vers 14 en 15 staan, en nadat Johannes in die tronk opgesluit is, so het hom nou gevange geneem, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God daar gaan verkondig, en daar kom hy en hy sê vir hulle, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Hy sê, die tyd vir die nuwe koninkryk van God het aangebreek. Hy sê, dit gaan nou gebeur, dit wat julle nou sien. Johannes word gevange geneem, daarna, hy vertel vir die hele storie nie, maar daarna gaan ek gevange geneem word, en weet jy wat gaan met my gebeur? Ek gaan gekruisig word, en dan gaan ek opstaan, en as ek opstaan gaan regeer aan die regterhand van die Vader, dan breek die nuwe koninkryk op aarde aan. Hy sê, julle moet verstaan, daar's 'n nuwe koninkryk op hierdie aarde wat julle na kyk, wat ons verstaan. So die enigste manier, sê vir die mense, om deel te word van hierdie koninkryk is deur geloof. Want hy skryf daar, hy sê, hierdie koninkryk van God kom, bekeer julle en glo die evangelie. Bekeer julle. Die manier hoe jy gaan deel word, hoe mense kan deel word van hierdie koninkryk, sê Jesus, wat ek kom vestig, is deur hulle te bekeer.
en mense moet glo dat Jesus die hemel aarde toe gebring het. Dis wat hy kom sê, want hy in sy modelgebed, hy sê, soos in die hemel, so ook op die aarde, glo dat julle iets beleef, hierdie koninkryk wat ek vandag begin, gaan tot in ewigheid bestaan, selfs die poorte van die hel gaan dit nie keer nie. En as jy wil deel wees van hierdie koninkryk, dit begin nou, en dit hou aan vir ewig. Hier waar jy op aarde is, kies jy vir daai koninkryk, en jy's deel van daai koninkryk vir ewig en ewig en ewig. En dit is wat hy vir ons probeer sê. So hy is die koning van hierdie koninkryk, en alles is onder sy mag. Is daar in Handelinge 2, waar dit so mooi verduidelik word as ons kyk. Hy praat van, ons is, hy kom skryf daar, hy sê, Jesus is opgewek, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, en nou word hy Here en Christus gemaak. So hy kom in Handelinge 2 staan dit geskryf, ons gaan dit nou lees, hy sê, God het hom Here en Christus gemaak. Nou partykeer verstaan ons dit nie altyd nie, jy lees dit, jy sê so, okay, die koninkryk het aangebreek, en Christus het gekruisig, hy het gesterf, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, hy sit aan die regterhand van die Vader, en nou het God die Vader hom Here en Christus gemaak. Nou die twee woorde verstaan ons nie altyd nie, maar as jy kyk na die Here en Christus, kom ons lees daai gedeelte, dan gaan jy iets verstaan, hierdie messiaanse regering wat begin. So om te sê, Christus is Kurios, en dit het te doen met hierdie ene wat sal kom, die Messias wat nog sal kom, en dan Here is God, en met ander woorde wat hy kom sê, hy het hom kom Christus maak, hy het hom hierdie, Israeliete die hele tyd gewag vir hierdie, ek wil amper sê die koning wat gaan kom te kom regeer, hierdie kroonprins, Christus was nog altyd daar, maar nou word dit aangebreek, word aangekondig, hy is nou julle prins, hy is nou die koning van hierdie koninkryk, en dan saam met hom, hy word Here gemaak, so hy is nie net die leier nie, maar hy is ook dieselfde as God, hy het dieselfde mag, dieselfde gesag, dieselfde identiteit, dieselfde autoriteit as God die Vader. So hy sê, hierdie ene word nou geproklameer, is die ene wat oor alles is. Lees gou saam na in Handelinge 2, vers 33 tot 36. Staan geskryf, hy is derhalwe verhoog tot die regterhand van God, en nadat hy die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy dit uitgestort, soos julle nou sien en hoor. En Dawid is nie die een wat na die hemel opgevaar het nie, en tog sê hy, die Here het vir my, Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande heeltemal aan jou onderwerp. Die hele Israel moet dus verseker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hoor wat doen hy? Hy sê, hy stel hom aan as die een wat regeer en met al die autoriteit van die Vader. Dis wat hy sê. Hy is die een wat ek aanstel. Hy is die een wat hierdie nuwe koninkryk begin. So, as ons dit vat, dan sê ons, Here, dit is amazing om te weet dat u hom aangestel het, maar dan kom Jesus en hy sê, maar ek wil hê julle moet weet, toe ek opvaar, toe sê hy, maar julle stel ek aan. Want ek gaan nou op, so julle moet hierdie koninkryk gaan uitbrei. Dis julle roeping, dis jou taak, dis waarvoor ek jou geroep het. Dis die rol wat die man gespeel het in die Bybelse tyd, wil ek hom sê, ek roep jou en ek stel jou aan, gaan dan heen en gaan maak disippels, met ander woorde, gaan en maak seker dat my koninkryk op aarde groei. Want daar is 'n wêreldse koninkryk, onthou, toe Jesus geleef het, daar was reeds 'n koninkryk van die wêreld. En dis ons begin 'n nuwe koninkryk. Hierdie koninkryk gaan vir ewig staan, en ek stel julle aan, gaan leef dit uit. Ek skryf daar, imagine 'n wêreld waar alle mans hierdie roeping gehoorsaam uitleef. Dink gou daaraan. Imagine al die mans, reg deur die wêreld, sê, ons roeping is om toe te sien dat God se koninkryk op aarde uitbrei. Imagine so 'n wêreld. Jy stap in by jou werk, en die eerste ding waar die ouens praat is, hey, wat kan ons doen om die koninkryk van God uit te brei op aarde? Maak nie saak of jy in die kerk, of in daai kerk, of in so 'n kerk, Christelike kerk is nie, solank ons almal, die familie, ons is die liggaam van Christus, wat gaan ons doen om die koninkryk van God hier in ons werk uit te brei? Wat gaan ons doen om die koninkryk van God in ons woonbuurt uit te brei? Wat gaan ons doen? Ons is uitgekoop, hy het ons aangestel, dis ons job, dis wat ons moet doen. Imagine almal, alle mans, staan op. Jy weet, nou stry ons oor simpel goed, ons stry oor die bulle en die stormers en daai klomp goed, kan jy belief? Maar ons het dieselfde vision. So ek skryf daar, jy is geroep vir meer. As jy volgende hier kom sit het en gedink het, hier is 'n doodgewone Vadersdag boodskap, ons wil sê, ja, dankie pa, ons sê vir jou dankie. Maar hoor dat daar's meer.
Jesus kom en hy sê, ek roep jou vir meer. 1 Petrus 2 vers 9 praat iets daarvan. Hou gou vas aan hierdie stuk. Hier is eintlik so vol gedeelte, as jy die hele gedeelte gaan lees. Dit geld egter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies. Hoor wat sê hy? Sê, julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan. Hierdie nuwe koninkryk van God, hy sê, julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan. Hy gaan aan, hy sê, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n volk wat heeltemal God sin is. En dit het God bewerk, sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Hy sê, ouens, sien julle wat ons besig om te doen? Ek stel julle aan as 'n nasie, 'n volk, 'n koningdom van priesters, wat anders is en anders leef, sodat die mense na julle kyk en kan sê, wow, maar Christus is goed. God is goed. Hy sê, ek stel julle aan om dit te gaan doen. Hy sê, dit is immers hy wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Vroeër was julle nie 'n volk nie. Nou is julle egter die volk van God. Vroeër het God geen ontferming aan julle bewys nie. Nou het julle egter sy ontferming. Sy sê, binne hierdie nuwe koninkryk word geken aan heerlikheid, regverdigheid. Hy sê ontferming, hy sê dit. Dit word geken aan genade, aan vrede. Die hoogste van dit almal is liefde. Dis wat hierdie koninkryk aan geken word. Hy sê, en ek stel julle aan om hierdie koninkryk te gaan uitbrei. Stel julle aan, sê gaan vertel die wêreld, die mense om julle. En dan sê jy, goed, maar Here, wie stel my nou aan? Hy sê, ek stel jou aan, ek roep jou as die volgende. Om sy koninkryk op aarde te vestig, wat geken word deur geregtigheid. Hierdie geregtigheid wys dat God goed is. Verstaan jy? So ek verteenwoordig op aarde 'n koninkryk wat spreek van geregtigheid, en geregtigheid spreek van wie ons is in hom, wat hy gedoen het en hoe dit my lewe kom verander het, spreek van hierdie is 'n God wat jou vat en jou kom verander en jou lewe kom regtrek, sodat jy kan aangaan en dit met ander mense gaan doen. Dis wat dit wys dat God goed is. En dan as jy vroeër lees in daai gedeelte, praat hy van Jesus is die hoeksteen. Hy sê en ons is almal ingebou. Nou sien gou dit. Onthou in die Ou Testamentiese tyd waar die tempel was, is waar God was, nê? En nou woon hy binne in ons, nê? So ons is nou sy tempel. Maar nou sê hy, maar dis nie jy alleen nie, jy saam is tempel, nê? Want ons is ingebou in die tempel en Christus is die hoeksteen. So elkeen van ons wat hier sit, elkeen wat die Here dien, elkeen wat die Here liefhet en wat aan hom behoort, elkeen by jou werk wat God dien, is tempel. Julle saam is tempel. Hy sê en hierdie tempel moet sigbaar word in die koninkryk, want julle is die verteenwoordigers van God se, ek wil sê onsigbare, maar tog deur onsigbare nuwe koninkryk op aarde. Verstaan jy, doen dit nie alleen nie. Ek kan nie gestaan in 'n room en sê, ja nee, ek is die weg vir ouens na Jesus toe nie. Nee, jy is ingemessel, jy is ingebou, dis 'n ons ding. Maar verstaan jy, ons het mekaar nodig, maar verstaan jy die roeping wat daar is, om te sê, Here, ek is ingebou in hierdie tempelmuur in, wat die koninkryk is, sodat dit sigbaar kan word. Hierdie koninkryk met nuwe beginsels word sigbaar deur ons. Ouens, ons hoef nie, ek kan nie verstaan dat jy 'n Christen het wat bang is of skaam is nie. Dit maak nie sin nie, want die koninkryk behoort aan ons. Hoe kan jy by die werk instap en daar's 'n klomp Filistyne en jy hou jou mond? Behoort nie aan hom nie, wie is hy? Koninkryk behoort nie aan hulle nie. Behoort aan ons. Ja, maar hierdie ouens is baie godsdienstig, hierdie geloof, hulle is baie godsdienstig. Dan wil ek vir jou sê, die een wat die mens gemaak het, wat die skepping gemaak het, sê ek is die weg en die waarheid na die Vader. Daar's geen ander weg na die Vader behalwe deur Christus Jesus. En hy kom en hy sê, ek stel jou aan om my koninkryk te verteenwoordig. Hierdie goed maak my opgewonde. So God het jou aangestel in sy nuwe koninkryk as koning. Hierdeur gaan ek vinnig. As jy wil leer, hier stil staan, kom vir 'n, wat noem ons dit? Ek doen dit vir voor huwelikse kursusse en dan sommer net vir 'n lekker belegging in jou huwelik. Dan praat ons oor die goeie. Maar hy stel jou aan as koning, want die koning het gelei. Dink die beste voorbeeld van koning was Jesus, nee, hy het gelei deur diensbaarheid. Okay? So hy sê, in my koninkryk, man, stel ek jou aan as koning. Met ander woorde, dit gaan oor die fisiese welstand
En dit gaan vir oral waar jy is, by jou gesin, dit gaan by jou werk, dit gaan by die skool, dit gaan in die gemeenskap. Maar hoor hom, hy sê ek stel jou aan in hierdie nuwe koninkryk van my. Sê ek vandag vir jou, man, as jy sit, jy is die koning wat gaan lei deur diensbaarheid, deur diensbaar te wees. Die tweede een is priester. Dit gaan oor die geestelike welstand, nee, dis om God en mense bymekaar te bring. Hy sê ek stel jou aan, ek stuur jou uit om te gaan en mens en God bymekaar te bring. Dis hoe my koninkryk geken gaan word. Dis hoe my koninkryk gaan groei. Dis jou job. En die derde een, as profeet, daai toekomstige prentjie, dit spreek van God se waarhede wat hoop bring vir die toekoms. Ouens kan sit en hulle sê, wow, dis hopeloos, dis hopeloos. Daar's nie meer hoop vir Suid-Afrika nie. Daar's nie meer hoop vir die of vir daai nie. Dan wil ek vir jou sê, laat God se gees aan jou die waarheid openbaar oor wat God sê oor die situasie. En sy waarheid bring hoop, altyd. Hy sê, ek stel jou aan. Man, ek stel jou aan as profeet. Stap in en verkondig, want wat doen 'n profeet? 'n Profeet is so eenvoudig, 'n kanaal tussen God en mense. Dis al wat 'n profeet is. Jy hoor, die Here sê vir die ouens, hulle moenie stres oor die budget nie. Glo, vertrou. Jy maak hy aankondiging. Jy sê, weet jy wat, ek weet nie hoekom ons wil stres nie, maar ek wil vir julle vandag sê, die koninkryk wat jy in leef, wat jy dalk nie besef nie, behoort aan God. Hy het my aangestel as 'n profeet wat vir jou sê, jy gaan okay wees. Don't trust me, I'm only the messenger, trust God. We sien God stel ons aan, hy sê ons moet begin sigbaar word. Hy stel ons aan as koningspriesters en profete van sy nuwe koninkryk. Hy sê, jy het 'n groter verantwoordelikheid as wat jy dink. Verstaan waar jy in God se raadspan inpas. Hy het 'n plan. Hy sê jy's deel van my plan. Hy sê ek het 'n plan en ek wil hê jy moet daarna kyk en sê, wow, yes, die Here het 'n amazing plan nie. Hy sê, wake up, jy is my plan. En ek wil hê jy moet opstaan. Ek wil hê jy moet verstaan en ek wil hê jy moet dit gaan uitleef. Jy sien, ek skryf hierso, hy het ons aangestel om verandering te bring. En ons almal moet dit hoor. Soos ek sê, hier is eintlik 'n woord nie net vir mans nie, nee, is eintlik vir sy liggaam. Hier is eintlik 'n woord vir sy liggaam. So hy het eintlik ons aangestel, sy liggaam, waarvan hy die hoof is, om verandering te bring in die wêreld om ons. Nou, ek het net gaan dink bietjie daaroor, hoe lyk dit? Ek skryf daar, sorry, die beste Afrikaans is 'n New Kingdom, New Look. Gaan dit nie lekker in Afrikaans. Nuwe koninkryk, nuwe beeld. New Look, verstaan hom. Net so langs mekaar gaan sit, kyk net gou daar. Kan jy daar lees, so vinnig. Dit lyk anders, die koninkryk van die wêreld lyk anders as die koninkryk van God. En hy het jou aangestel om te sê, laat die koninkryk van God sigbaar word. Wat geken word, selfverheffing in die wêreld is nederigheid, of vrees teenoor geloof, verdeeldheid teenoor eenheid, ek het hom sommer gebuld gemaak. Want alles wat gegaan het in die Ou Testamentiese tyd, wat Paulus die ouens kom waarsku het, hy sê om die doel te mis, die sonde is om nie te sien dat God se koninkryk uitbrei nie. As God se koninkryk nie uitbrei, alles wat God se koninkryk verhinder om te groei is sonde. Dan mis ons die doel. Verdeeldheid, dis om te sê, alles wat verdeeldheid veroorsaak. Daar's 'n klomp goed, jy kan daar gaan inwerk. Wat is die goed wat verdeeldheid veroorsaak? Wraak teenoor vergifnis, selfbeheersing, selfopoffering, duisternis, lig, natuurlik, tydelik, ewig. Aardse wysheid teenoor hemelse wysheid wat van God kom en gedryf deur begeertes, gelei deur die Heilige Gees. Jy sien dit lyk totally different. En die Here sê, man, sien jy daai? Ek stel jou aan om dit te word en toe te sien dat dit gebeur. Daar waar jy is. Dis eenvoudig. So ewe skielik sit jy vandag hier en die Here gee vir jou visie. Hy gee vir jou 'n roeping. Hou op vas, kyk, weet jy wat partykeer waar is ons? Ons wil bly by die kruis. Kruis is goed, maar die kruis is agter ons, die wêreld is voor ons. Ons moet hardloop, ons moet beweeg. Ons kan nie by die kruis bly nie, ouens. Eerens moet ons sê, goed Here, it happened, I'm saved. What now? Kom ons gaan hierdie koninkryk van God uitbrei en uitbou. So ek sluit af met dit. Vat net alles, jou omgewing, jou wêreld, daar waar jy is, wat vra jou wêreld van jou wêreld? Joune lyk anders as die ou langs jou se, nee, elkeen se world lyk 'n bietjie different. So wat vra jou wêreld vir jou? Soos ek begin by die begin, ons grootste krisis
is die afwesigheid van mans in hulle God gegewe roeping. So die wêreld sê, ouens, moenie afwesig wees nie. Die tweede een is, jy is aangestel as koning, priester en profeet om God se koninkryk op aarde te laat groei. Begin waar God jou geplaas het. Weet jy waar? By jou vrou. Begin by jou vrou. Begin by jou ouers, by jou kinders, by jou werk, by jou vriende. Sien nie vir ver te gaan nie, begin daar. As elke man op aarde begin by sy vrou en sy kinders en sy ouers en sy huisgesin, change ons die wêreld. Dis 'n eenvoudige woord. Al wat ons vra is net, verstaan jou roeping. Verstaan wat die Here mee besig is. En ek wil vanoggend vir jou bid. Ek wil vir elke man wat hier is bid. En ek kan nie elkeen salf nie, maar dit gaan net absoluut te lank vat. Maar ons gaan dan, na ek vir elkeen bid, gaan ek my vroutjie vra, en sy gaan ook 'n gebed doen, spesifiek vir julle, en dan is dit nagmaal. En in die nagmaal, wil ek jou kans gee om mekaar te salf. So ons het net 'n paar salfbotteltjies, ons het maar so share, nee, jy deel maar so aan. Soos 'n salf en gee, salf en paas. Okay, maar net voor ons dit doen, ek wil net eers 'n geleentheid, ek ervaar dat die Here net vir my kom sê het, ek net gehoorsaam wees. Kom ons maak ons oë toe. En ons is 'n klomp mans wat hier sit vandag, en ek gaan nie, trust my, ek gaan nie weird goed aanvang nie. Maar ek wil jou geleentheid gee om vanoggend te sê, Rian, ja, ek wil gehoorsaam wees. Ek wil gehoorsaam wees in my roeping. Nou hoor gou dit, as jy hier sit vanoggend en jy voel by jouself, jy's nie waardig nie. Waardig beteken, ons kry daai gevoel, want ons voel ons doen nie alles reg nie, mense kyk na ons. Ek wil jy met vandag verby dit kyk, en kyk na Jesus, en sê, hierdie is die oomblik Jesus, waar ek vir u ja sê. Mense mag dalk nie verstaan nie, maar ek sê ja, gebruik my vir u koninkryk, help my om u koninkryk uit te brei, help my Here, daar waar ek miskien nog self tekortskiet, daar waar ek nog nie is waar ek moet wees nie, sê ek ja, want ek wil daar kom, sodat u my kan gebruik. So dit is 'n eenvoudige vraag, as jy vanoggend hier sit en jy sê, yes, ek meld aan Here, gebruik my om die koninkryk op aarde te bou, dan wil ek jou vra, staan op en ek gaan vir jou bid. Ek gaan jou bid, ek gaan vir jou bid en ek gaan jou stuur. Ja, jy kan opstaan. Here, ek staan op, want ek sê ek meld aan om die koninkryk van God op aarde te bou. Dis hoekom ek opstaan. Gebruik my, stuur my, vat my. Ek wil gehoorsaam wees aan my roeping. Ons gaan die koninkryk van God uitbou. Here, elke man wat staan, wil ek kom bid. Dat as jy 'n man is wat staan, wat voel hy skiet te kort, hy moet gaan goed regmaak, maar hy sê ja vir die mission, bid ek Here dat u dit spoedig in sy lewe sal gebeur. Dat hy sal by iemand uitkom en sê, bid vir my. Here, u is getrou, u is genadig, u vergewe, wat u het ons lief. Maar Here, hierdie goed, wat ons dink, daar tussen ons en u staan, weerhou ons om by die roeping uit te kom, waarvoor u ons werklik geroep het. En vanoggend, Here, hier's dit die roeping. U roep manne op, om die koninkryk uit te bou op aarde. Here, dit begin, elke man wat staan, dit begin by jou gesin. Dit begin by jou vrou, by jou kinders, by jou ouers, by jou broers, jou familie, jou vriende, jou werk. Dis waar dit begin. En Here, dis hoekom ons opstaan. Here, ons wil daar begin. Konings, priesters en profete. Die nuwe koninkryk van God uitbou. Here, tussen ons vriende. Here, wil ons die een wees wat vir die ouens sê, you know what? You're also part of this kingdom of God. You just doesn't know it yet. Want as ouens wat nie weet eers wat hierdie koninkryk is nie, hulle dink hulle weet, maar hulle het nie 'n klou nie. Here, ons wil vir hulle kom wys en kom vertel en kom sê hoe hierdie koninkryk lyk. Ons bid dit in u naam. Here, daarom, soos ek hier staan, ek salf elke man nou. Ons gaan dit doen in die nagmaal, maar ek kom salf elke man. In naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, as konings, priesters en profete,
om die koninkryk van God hier in ons omgewing uit te bou in Jesus naam. Dankie Here. Amen en amen. Dit is vandag vir my 'n wonderlike voorreg om al die manne vandag te seën. En ek wil graag iets vir julle lees. Vandag spreek ek seën uit oor elke man. 'n teenwoordige pa, 'n toekomstige pa, geestelike leiers. Mag die Here julle vul met krag en met wysheid, dat julle roeping waarvoor hy julle geroep het, sal hê en sal uitleef. Met moed, met integriteit en met vrede. Mag jy 'n man wees, so reg na God se hart, want jy is. Standvastig in jou geloof, 'n sagte hart, 'n sterk karakter. Mag jou lewe 'n lig wees vir jou huisgesin en almal rondom jou. Die Here seën jou met wysheid. Hy seën jou om reg te leef en te lei. Hy gee vir jou liefde. Hy gee vir jou om te dien. Hy gee vir jou genade om op te staan. En wanneer jy struikel, kom tel hy jou weer op. Soos Psalm 1 sê, mag jy wees soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat altyd vrug dra op die regte tyd, dat jou blare altyd groen sal bly. Soos julle sien is ons tema so 'n bietjie groen. Dankie vir die manne wat lekker groen aangetrek het. Daar's 'n foto booth ook. Ons wil graag 'n foto van jou neem. Ons wil graag hê dat jy sal weet jy is man, jy is koning, jy is priester, jy is profeet. Jy is 'n man so reg na God se hart. Leef dit uit. Ek wil graag 'n gebed ook doen voor ons gaan worship. En as julle net julle oë kan sluit, mag julle ervaar hoe God sy hand op jou skouer kom sit en sê, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Vader God, ons kom vandag na U toe. Ons bring elke man, Here, na U toe. Dankie vir hulle lewens, vir hulle rol, vir hulle invloed, Here. Kom versterk hulle waar hulle moeg is. Herstel hulle waar hulle gebroken van hart is. En herinner hulle vandag aan U en aan U waarde in hulle. Gee hulle die wysheid. Gee hulle die moed, gee hulle die getrouheid, Here. Help hulle om hulle gesinne te lei met liefde en met waardigheid en met waarheid. Om hulle kinders op te lig en in te rig in U weë. En om 'n voorbeeld te wees van U goedheid, van U Vaderhart. Heilige Gees, vul elke man vandag opnuut, Here, met hoop, vrede en 'n diep passie vir U, Here. Ons verklaar, geen wapen wat gevorm word, sal standhou nie. Hulle is geseën, hulle ingang en hulle uitgaan. Here, waar ook hulle beweeg, in hulle werk, in hulle vriendskappe, hulle is geseënd. Here, gebruik ons manne kragtiglik vir U koninkryk, Here. Laat hulle lewens 'n nalatenskap sal wees van geloof, wat van geslag tot geslag bou. 'n Koninkryksvisie, 'n koninkryksman. Ons bid dit in die naam van Jesus, die naam bo elke naam, oor elke man. Dankie Jesus. Amen. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. Love.
Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.